goeie ding is. Maak nood as Nee. Nee. Okay, goed. So jy moet weet die volgende. Jy moet weet die volgende. Die prakties gaan oor esters, né? Nee? So obviously moet jy weet hoe word 'n ester gemaak? Wat en wat is nodig vir 'n ester? Watter reaksiekondisies is nodig vir 'n ester? Wat is die funksie van byvoorbeeld die katalisator? Ardo, vir die derde keer. Skryf iets neer. Nie op jou hand nie. Ek het gesê jy moet weet, wat is nodig om 'n ester te maak? Soos watter reaktanse is nodig om 'n ester te maak? 'n Alkohol en 'n karboksielsuur, né? Nee? Dan maak dit ester en water. Wat is die reaksiekondisies? Hitte en gekonsentreerde swaalsuur. Wat is die funksie van die swaalsuur? Hy het twee funksies. Hy is 'n katalisator en hy verwyder water. So hy het twee funksies. Jy moet dit ken. Ja? Goed, dan gaan ons en hy verwyder water. Dan gaan julle wat julle gaan doen is soos die proefbuise. Okay. Jy het 'n Bunsen-brander. Wat is die veilige manier om 'n Bunsen-brander aan die brand te steek? Ja? En dan maak jy hom oop, reg? Dan gaan jy nou hier in jou proefbuis gaan jy gooi sê maar ek dink is 3 ml karboksielsuur, 3 ml alkohol en dan 'n paar druppels swaalsuur. Okay. Hoekom kan ek dit nie net so oor die Bunsen-brander sit nie? Okay, so op koue dag kan die glas breek, maar dis nou nie 'n koue dag nie, want alkohol is vlambaar. So ons wil dit glad nie direk oor 'n vlam sit nie, vir as jy bietjie mors of daar's druppels wat daar afval of wat ook al is. So wat ons gaan doen is ons gaan 'n waterbakkie. Okay, dis wat ek voor die tyd gaan doen. By the way, juffrou Kreer het gesê is reg, julle kan al die eerste periode kom. Okay, om dit prakties te doen. So hierso gaan ons water gooi, gaan ons dit op die Bunsen-brander sit, dat die water warm is en dan gaan ons die proefbuis hier binne insit. Okay? So dis veiliger, so sit dit in 'n waterbak. Dan gaan sê dit jou eksperiment moet uitgevoer word in 'n goed geventileerde klaskamer of vertrek of laboratorium of wat ook al. Hoekom? Wat gebeur met hierdie goeders as dit kook? Dit verdamp, okay? So gaan verskriklik baie damp, karbokseeldamp en alkoholdamp in die lug wees wat kan maak dat jy verstik of nie lekker asem kry nie of en die geure is ook quite potent. Okay? So dit moet in 'n goed geventileerde klaskamer wees. Hoekom? Want daar's baie gasse wat afgeskei word sodat jy nie verstik of uitpaas of versmoor nie. Okay. Ek gaan vandag dink dit. En dan wat julle gaan doen, dan gaan julle elkeen gaan seker klein houertjies kry met yskoue water hierin. Okay? Dan as jou jou ester klaar gemaak is, dan gaan jy dit gooi op die yskoue water. Hoekom? Sodat hy vinnig kan afkoel, dat hy nie aanhou verdamp nie en dat jy die geur baie duidelik kan ruik. Okay? Dan gaan jy sien die ester, dis dieselfde kleur as deurskynende kleur. So jy sien nie eintlik soos jy weet daar's 'n pink of 'n blou of wat kan nie. Gaan bo op die water dryf. Hoekom sal iets bo op water dryf? Ja. Want dit is minder dig. Okay? Dan so eintlik tegnies moet jy jou ester laat kook vir 30 minute voordat die ester heeltemal gevorm het. Maar ons het nie 30 minute nie. Behoor is dit letterlik 30 minute. So eintlik moet hy kook vir of nie kook nie, by ek dink 60 of 80 grade wees 30 minute, maar ons gaan bietjie kroek. Ons gaan hom maak tot by 100 grade Celsius, soos water, en dan net laat kook vir ek dink 5 minute of so ietsie. Okay? So dan het al die karboksielsuur nog nie heeltemal in 'n ester verander nie. En al die alkohol nog nie heeltemal in 'n ester verander nie. Nog gaan 'n bietjie ester wees, maar dan gaan ander goeders bygegooi word. So wanneer jy dit by die water byvoeg, nê, water se polariteit is nou wie wat, polar of nie polar? Water? Polar. Alkohol?
Polêr. Carboxylsuur? Polêr. Ester? Polêr, maar nie so polêr nie. Onthou, ester het dipool intermolekulêre kragte en water en carboxylsuur en alkohol het waterstofbindings. So wanneer jy dit ook ingooi, dan gaan die alkohol en die carboxylsuur meng met die water actually en die ester gaan nie heeltemal so goed meng nie. So hy word dan enhanced ook. So om dit op die water te gooi het twee funksies. Een om dit die koue water dat hy vinniger ek wil sê stol amper, sodat jy goed kan ruik, maar ook om die goeders wat nog nie gereageer het nie, die alkohol en die carboxylsuur, dat hulle in die water meng. Okay. Chap. Gaan iets gaan doen. Okay. Dan gaan julle spesifieke esters maak. Okay, nou ek het al die chemikalieë daar agter die deur al reeds, maar ek is besig om te kyk of ek ander chemikalieë ook kan kry, sodat ons cooler flavours kan maak. Okay, so hoop hulle kom dit maandag, maar as nou nie, dan gaan ons die gewone flavours maak. So ek gaan vir jou byvoorbeeld sê, in jou toets, staan daar byvoorbeeld, jy gaan hierdie 4 esters maak. Okay, en dan is een van die vrae, maar watter chemikalie het jy nodig om die esters mee te maak? So sê nou maar, ek sê vir jou byvoorbeeld, jy gaan maak, butylpropanoaat. Dis wat ek sê, dis die ester se naam wat jy gaan maak. Dan gaan een van my vrae wees, maar watter stowwe het jy nodig om dit te maak? Dan moet jy weet, butyl kom van die alkohol af, so jy het nodig butanol, en propanoaat kom van die carboxyl, Pieter. Nee, jy Pieter, nee, net my man Pieter. Okay, maar luister, sê nou ek sê, butylpropanoaat het jy neergeskryf. Dan moet jy weet, die butyl kom van die alkohol, so jy het butanol nodig, en die propanoaat kom van die carboxylsuur af, so jy het propanosuur nodig. Dit is nogal so 'n groot vraag, wat baie punte tel. Okay, so ek gaan vir jou die 4 esters gee wat ons beplan om te doen, en dan moet jy vir my kan sê, maar watter 8 chemikalieë het ons nodig om dit te maak? Okay. Nee. Want jy moet die regte een by die regte een plaas ook. So ek sê, hierdie ester wat jy dan nodig. En dan 'n groot vraag wat ek jou gaan vra ook, is jy moet reaksies kan teken. So sê nou maar, vat nou hierdie butylpropanoaat, dan gaan ek sê, gebruik struktuurformules en skryf hoe hierdie ding gaan vorm. Okay, so dan gaan jy moet sê reg, butanol 1, 2, 3, 4, dit gaan butan 1-ol wees, want dit moet altyd 'n primêre alkohol wees. Butanol plus propanosuur, pro is 3, so. En dan moet jy, okay, ek gaan nou nie genoeg plek hê nie, met 'n pyltjie, dan moet jy sê jy moet dit warm maak, so jy gaan sê hitte, jy gaan sê gekonsentreerde swaalsuur. En dan gaan jy vir my sê wat vorm 1, 2, 3, 4, O, 1, 2, 3. So, en water. Okay, so dan gaan ek sulke reaksies vir jou vra met struktuurformules en hierdie een vraag tel 5 punte. Okay, vir reaktans, reaksiekondisies, produk. Tel dit 5 punte? Tel 5 punte. Sê weer? Nee, dit is dit. Okay, wacht, daar was nog een vraag wat ek nog vir gesê het, nie? Sê gou vir my weer, waarvoor gebruik ons esters? Lekker ruik goed en lekker flavour. So sê nou maar, jy het soos die sweeties wat ek hierso het, is daar apple flavour sweetie. Dan is dit 'n ester. Wil jy dit proe apple flavour iets? Jy is onseker? Nee, jy is onseker. Okay, so esters is vir flavorings en vir geurmiddels, soos parfuum, sin blomme. Dis hoekom ek weet nie of julle weet nie, maar heuning proe verskillend van verskillende plekke af, want die blomme wat hulle gebruik, wat die bye gebruik, is verskillende geure. Okay, goed, so dit is jou toets van Vrydag, tel 25 punte.
En gaan nou weer wees. En dan jou prakties van maandag, gaan jy obviously die prakties uitvoer en dan het jy baie soortgelyke vrae. Okay. So dit is nie, ek probeer jou glad nie uitvang nie, jy moet jou common sense gebruik vir meeste van die vrae, maar natuurlik as jy dan 2 punte tel, moet jy 2 konsepte gee. Kan nie 2 woorde gee nie. Okay. Ja? Jy moet nie as by wat heuning maak uit vleis uit. Ek het dit nie geweet nie. En dit klink soos iets wat ek nie wil weet nie. Jy probeer waar so is dit? Nee. Florida. Florida. Julle gaan Engels skiep aan kom julle hiernatoe. Ek dink dit is 'n goeie manier. Gaan dit na juffrou toe en hoor. Maar ja. Okay. Ek wil net gou kyk. Sê weer? Nee. Hoe dom dink jy is ek? Hæ? Ja, ek gaan vir die naam van die Ester gee wat jy gaan maak. En dan die res moet jy uitfigure. So jy moet esters en hoe die esters werk baie goed ken. Okay. Sê weer? Ja, ek het uitgevind en ek het nie 'n volle regte finale antwoord gekry. So die vraag wat John Marie gevra het en dis die volgende gedeelte wat ek met jou wil doen is ek gaan vir ek gaan op die bord sit die vraag wat sy vra. Daar's 'n vraag as jy nou ou vrae sou afgedoen het. Hulle vra bepaal die persentasie opbrengs of bepaal die persentasie suiwerheid of bepaal die empiriese formule en dan moet jy moltabelle gebruik om die empiriese formule te gaan uitwerk. Okay, nou volgens my, ons doen 'n hoofstuk wat dit behels, wat daai werk behels volgende kwartaal. Die hoofstuk se naam is tempo van chemiese reaksies. So volgens my hersien ek dit dan, maar daar's een mens op 'n groep van 20 mense wat gesê het, nee, sy dink julle moet dit ken vir die toets. Okay, sy stel nie die vraestel op nie, maar daar is 'n klein kans want die persoon wat dit opstel mag ook dit dink. Okay? Nou ek dink die kans dat jy daai vraag gaan kry is super klein. Maar dis wetenskap. Sê weer? Kom ons haal hom uit. Nee, kom ons haal hom nie uit nie. Sê weer? Dis nie die dag voor die toets nie. So tegnies moet jy dit ken vanaf graad 11. Want jy moet al jou graad 11 werk ken. Soos byvoorbeeld wat is 'n mol? Jy moet weet wat is koolstof, jy moet weet wat is daai goeie. So, die vraag, John Marie, kan jy onthou wat jy die vraag gekry het? Bladsy 31, vraag 3. Bladsy 31 in daai boekie, vraag 3. Gaan ons gou daar kyk. Skryf jy Ardo? Okay. Nou dis 'n vraag oor intermolekulêre kragte en hulle ondersoek die dampdruk en wat ook al jy sien ons butaan, propan 2-oon, propan 1-ol en etanoesuur en dan hierso by vraag 3.6 is waarna ek nou wil kyk. Sê hulle vir jou: gedurende verbrandingsreaksie in 'n geslote houer met 'n veranderbare volume, soos 'n ballon byvoorbeeld, reageer 8 kubieke sentimeter van verbinding A in oormaat suurstof volgens die volgende gebalanseerde vergelyking. Okay, so sien jy daai is 'n oksidasiereaksie, ja? Want dit reageer met suurstof, dit gee veel koolstofdioksied en water. Dan kan jy sien hulle het dit gebalanseer. Ek wil net gedubbel check. 8, 8, 20, 20, 26, 8, 18, 16 plus 10 is 26 sharp. Okay. Nou vra hulle vir jou: indien die aanvanklike volume suurstof in die houer soveel was, bereken die totale volume van die gasse wat na afloop van die reaksie in die houer teenwoordig is. Al die gasse in die houer is by dieselfde temperatuur en druk.
Okay. So as hulle dit vir jou sê, as hulle vir jou sê al die gasse in die houer is by dieselfde temperatuur en druk en hulle sê vir jou of hulle wys vir jou jy werk net met gasse. Dan is daar daai klein glitch in die stelsel wat jy dit nie na mol toe hoef te verander nie. Jy kan en dan die som doen, maar omdat alles gasse is en alles by dieselfde temperatuur en druk is, kan jy die volumes net met mekaar vergelyk. Okay, so dit is 'n bietjie van 'n lekkerder vraag, maar dit is nie altyd so nie. As daar gram soos 'n vaste stof is of 'n suiwer vloeistof of wat ook al, dan moet jy dit altyd mol toe vat. Okay. Goed, so ons het. So ek is nou daar by vraag. Jy hoef nie want hulle is almal gasse en hulle is by dieselfde temperatuur en druk. Okay. So bladsy 31 vraag 3 en ek is by vraag 3.6 spesifiek nou. So 2 van hierdie plus 13 van daai gee vir jou 8 van hierdie plus 10 van daai. Okay. Nou as jy onthou moltabelle van laas jaar, daar is jou resep. Jou gebalanseerde vergelyking. Onder dit gaan ek net my resepie weer vir my duidelik gaan uitskryf dat ek die molverhouding het. So daai highlight ek 'n ander kleur, selfs sê resep, dis nie wat ek het nie. Dan het ek pyltjie, pyltjie, pyltjie. So daar is my mol, dan het ek begin, verandering, einde. Party onderwysers werk met die RICE tabel vir ratio, initial, change, end. Ek weet nie. Of julle, ken julle die RICE tabel? Goed, don't worry nie, ek sê maar net die verskillende opsies. Okay, ek gebruik daai mol ding, want dit is wat ek gewoond is aan. Okay, so aan die begin het jy altyd 0 en 0 daarvan. Dan, watter inligting het hulle vir my gegee hierso? Hulle het gesê, reageer 8 van hierdie met oormaat suurstof, so ek weet nie hoeveel suurstof het ek aan die begin nie. Okay, daar is 0,0 en dan sê hulle vir jou aan die einde, nee, indien die aanvanklike volume suurstof 60 was, sorry, die aanvanklike een was 60, sorry, ek toch is aan die einde, 60 was, bereken die totale reaksie, al die gasse in die houer is best natuurlijk. Okay, sharp, dis wat hulle vir jou gee. Okay, en hulle vra vir jou nie, hoeveel produkte is gevorm nie. Hulle vra vir jou, wat is die totale volume van al die gasse aan die einde? Gas, 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 gas. So aan die heel einde gaan ek alles by mekaar tel. Okay, kan ek net sê, okay, hiervan gebruik ons 8, hiervan gebruik ons 60, dat is 0, dat is 0. Nee, jy moet kyk na die molverhouding, gaan vir jou gee, watter een is jou beperkende reaktant. Okay, so kom ons kyk gou vinnig, ek gaan nou stadig hierdeur. So 2 van, ek kyk nou net hierna, né? 2 van daai gee vir jou 13 van daai. As ek al 8 gebruik, hoeveel van hierdie gaan ek nodig hê? Okay, so om soontoe te gaan, mag jy nie sê plus 11 nie. Okay, jy gaan sê gedeel deur 2 maal met 13. Né? En dis wat dieselfde wat jy daar gaan doen. Gedeel deur 2 maal met 13. So 4 maal met 13 gee vir jou 52. Okay, ek doen dit altyd in 'n ander kleur. Hoekom doen ek dit in 'n ander kleur? Om vir myself te sê, goed, hierdie is wat ek nodig het. Hierdie is wat ek het. So ek het oorgenoeg. So beteken dit, ek gaan al 8 gebruik en dan het ek 0 oor. En hierso gaan ek 52 gebruik en dan het ek 8 oor. So wat weet ek, wat het ek nou uitgefigure? Hierdie is my beperkende reaktant. Wat beteken dit? Beteken, gaan alles van hom opgebruik en hy gaan bepaal hoeveel produkte vorm. Nee? Okay, so as ek kyk, hierdie molverhouding is 2 tot 8, soos maal met 4. So daai ene maal met 4 gee weer 32, so hier is plus 32. Hierdie is 2 tot 10, so daar 8 2 tot 10, so is maal met 5, so 8 maal met 5 gee vir my 40. So hierso het ek 32 en hierso het ek 40. So die totale volume gas wat oorbly aan die einde is 8 plus 32 plus 40 en dit gee vir my 80 kubieke sentimeter. Ja?
as jy maal toe moes gaan, nê, dan sou jy hierdie formule gebruik het. N is gelyk aan V oor VM. En daai VM is gewoonlik by STD is hy 22,4, maar hulle kan vir jou sê, jy is nie by STD nie, jy is by 24 grade Celsius of wat ook al, dan sal hulle vir jou sê, die molêre gasvolume by daai temperatuur is 25. Dan in plaas van 22,4, dan gebruik jy 25. En dan maal met, ja. 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 Nog 'n vraag? Goed, so hierdie vraag gewoonlik, hierdie maaltabel vraag hierso is gewoonlik nie baie moeilik nie. Okay, dit is gewoonlik so ietsie. Hoeveel het hierdie vraag getel? Ek nou die vraag oop vir my. 5 punte. Ja, so hy is nie super moeilik nie, want jy moes net gaan uitfigure het dat jy daai geminus het, geplus het. So hulle sal oor die algemeen gee hulle half soos 1 punt vir daai, of hulle sal 1 punt vir die regterkant, 1 punt vir die linkerkant, vat dit bymekaar tel, punt vir die antwoord, yes, en dan sou hulle dalk, so daar is 'n molverhouding, en dan nog 'n punt gee vir daai, wat jy dit actually minus bymekaar. So jy hoef nie die tabel te doen nie, die tabel is net maklik vir jouself om te sien, jy kon dit in klomp verskillende sommetjies ook gedoen het. Nog 'n vraag? Okay. Kom ons kyk gaan na nog so 'n vraag. Is julle nie bly julle het gekom vandag nie? In ekstase. Gaan vir my na bladsy 22 toe. Bladsy 22, Ardo. Okay, so bladsy 22 is ek by vraag 18 en spesifiek wil ek kyk na vraag 18.4. Okay. Hulle sê vir jou daar, 'n 2 gram monster van verbinding E bevat soveel koolstof, soveel waterstof. Die molêre massa van die verbinding is soveel. Bepaal die molekulêre verbinding van E deur middel van berekening 6 mooi punte. Okay? Hierdie is waar jy die empiriese formule moet bepaal. Okay, so kom ons kyk gou vinnig. Hulle sê vir jou, verbinding E, waar die ding is E is CXHIOZ. Okay, so daar is koolstowwe, waterstowwe, suurstowwe. Nou gee hulle vir jou 'n bietjie inligting. Hulle sê vir jou, hierdie hele ding saam is 2 gram. Okay? Sit daai selfoon van jou ver weg. Okay, goed. 2 gram. Hulle sê vir jou die koolstof is 1,02 gram. Hulle sê die waterstof is 0,18 gram. Hulle sê vir ons nie wat is die suurstof nie. Hoe nou? Fout op die vraestel hier. Nee, wat gaan jy doen? Hier is die totale massa. Hierso is waterstof, hierso is koolstof. Ons het almal dit gesien en gehoor. Goed, kan jy die suurstof gaan uitwerk? Jy kan die suurstof gaan uitwerk, né? Nee? So kom ons doen gou vinnig dit. En jy kry suurstof se massa as 0,73. Okay. So daar het jy elke element se massa gekry. Nou, wat is die vraag daar? Hulle sê vir jou, die molekulêre massa, en die hele ding, sy molêre massa is 88 gram per mol. En maar hulle wil weet, wat is die molekulêre formule? Menende, wat is X, Y en Z? Dit is hulle vraag. Hoe nou? Daar in jou argiewe gaan krap van graad 10 en graad 11. As jy dit gaan doen in graad 10 baie, graad 11 bietjie,
Dan gaan jy om die empiriese formule te gaan uitwerk. Dit mol is massa oor molêre massa. Nou gewoonlik het hulle vir ons persentasies gegee. En nou het ons gesê, kom ons vat daai persentasie as die massa. Okay, maar hierdie keer is dit eintlik makliker. Hierdie keer gee hulle vir jou actually die massas. Okay, wat is fout in jou mond? Eet jy sweetie? Okay, so hierdie keer gaan ons sê reg. Mol is 1,09 gedeel deur die molêre massa is 12. Hierso is 0,18 gedeel deur 1. Hierdie ene is 0,73 gedeel deur 16. Okay, so daar is 0,18. 1,09 gedeel deur 12 gee vir jou 0,090833. Skryf jy Ardo. So Ardo, ek is amper klaar met hierdie vraag. My bekend dat die vraag is by die huis. Ons doen 'n vraag. Daar het ek al die inligting vir jou afgeskryf. Jy begin letterlik met bladsy 22, vraag 18, 18.4. Op 'n periodieke tabel kry ons die Massa. molêre massa bo die element. Jy het die periodieke tabel vir jou uitgegee dan begin nie hoor. Daai het ons gewoon bo die element. Ja, luister nou, ek kan vir 'n oomblik vat jou neem. Ek wil vir jou sê hy's onder, wag hier is myne. Hy's bo, hier's reg. Nee, hy's onder. Die atoomgetal is bo, die massa is onder. Okay, goed. So daar het jy nou die mol van elkeen, maar dit kan onmoontlik wees dat ons het C 0,0908, H 0,18, O blablabla. Dit gaan ons werk. So wat gaan ons doen? Gedeel deur die kleinste ene en die kleinste ene is daai ene? Ja. Okay. So daai ene gee vir jou 1. Daai ene gee vir jou 3,945. Hy's baie naby aan 4, so jy kan hom afrond na 4. En daai ene gee vir jou 0,83 gedeel deur 4. Gee vir jou 1,99, so jy kan hom afrond na 2 toe. Okay. So wat het ons dan nou hierso? Ons het die empiriese formule is C2H4O. Reg? Maar dit was nie die vraag nie. Die vraag was wat is die molekulêre formule? So nou gaan ek eers hierdie een se massa gaan uitwerk. Die molêre massa van hierdie besigheid is wat? Dit is 2 maal 12. Ek skryf dit nou baie lank uit vir die mense wat agter is. 16. Dis 42, 48, 44? 44. Okay, dit is die molêre massa van die empiriese formule. Hulle het vir my gesê die molêre massa van die molekulêre formule is 88. So dit is net maal met 2. Okay, so dit beteken, nou jy moet hierdie maal met 2 wys. Hulle gee punte vir sulke simpel goed soos almal kan sien maal met 2, maar hulle wil hê jy moet dit wys. So jy gaan sê die molekulêre formule is 2 keer die empiriese formule. Dis genoeg om dit te wys, of jy kan skryf maal met 2 en dit wil sê dit is C4H8O2. Okay, so hierdie moet jy ook kan doen. As jy net geloer vinnig na daarna vraag 17.3. Kyk maar net daarbo. By vraag 17.3 sê hulle verbinding F, dit is nou daar hier op die vorige bladsy, ek dink dit is 'n alkohol. Verbinding F, ja, is 'n alkohol, butanol. Verbinding F reageer met 'n karboksielsuur om verbinding S in die teenwoordigheid van 'n sterk suur te vorm. Watter soort reaksie is dit? Esterifikasie. Dan skryf jy tipe reaksie neer, esterifikasie. Nou is julle verbinding S se empiriese formule is dit en sy molekulêre vormmassa is dit. Skryf die molekulêre formule van die karboksielsuur neer vir 3 punte. Okay, so kom ons kyk gou na daai vraag. So Ardo, hierso skryf jy nou weer. Hallo juffrou. Ek wil net die
Ja, nie 100%. Ek Nee, net van wat se 1 tot 15. Nou, die oor is op so 'n dis die hele jaar se opsie, né? Net klas 1 tot 15. Is hier nog mense wat toerisme het wat nie is nie? Wie? Sien iemand vir Anke na skool soms? Maar hulle nie hier vandag. Hulle is nie hier vandag nie. Ek weet nie, ek gaan nie los, miskien julle dan nog kyk terwyl jy nog is. Jy is 10, is dit genoeg? Steek jy dan op die toerisme het? So is 5 plus nog die 2 wat nie hier is nie. Okay, goed, so ons is plesier, ons is by 17.3.2. Fokus! Okay, hulle sê verbinding F. Okay, so kom ons kyk gou, ons het nou net gesê verbinding F as jy daarna loer. F reageer met 'n karboksielsuur en hulle sê vir jou, dankie, dit gee vir jou verbinding S. Nou waar Okay, daar is nie 'n S nie. S. Okay. Geef jou verbinding S. Okay, so ons het gesien F is 'n karboksielsuur. Okay, en F het ons gesien is butanol, né? So dit is 1 2 3 4 met 'n ol. En hy vorm daai. Okay? Nou sê hulle vir jou, die empiriese formule van S is C3H6O2. Ag O. Maar jy weet nie of dit sy molekulêre formule is nie. Dis nie empiriese formule. En dan sê hulle vir jou, die molekulêre formule se massa is 116 gram per mol. So dit gaan jou help om dit te kry. Ja. Kan jy nie as gevolg van sy algemene formule aflei dat net Dit kan baie keer 4 keer sy daai formule wees. Nie 4 keer nie. Ek hoor wat jy sê, ek hoor jy kan. Dit kan, maar hierdie kan nog langer wees. Maar ek hoor wat jy sê. Jy kan. Ek dink aan die uitsondering. Ek dink jy kan. Maar toets maar net, obviously kyk of die molêre massa dieselfde is. Okay, so daai se molêre massa is 3 maal met 12 plus 6 maal met 1 plus 16. Is dit? Okay. 58, ja. So as jy dit maal met 2, dan kry jy daai ene. So hierdie formule is C6H12O2. Hierdie ene sinne is C4 H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H10O. Okay? So daai plus whatever gee vir jou daai. Wat is die vraag gewees? Die vraag is, wat is die molekulêre formule van die karboksielsuur? So as daar 6 is en hier is 4, dan moet hier wees 2. As hier 10 is en daar is 12, dan moet hierdie ene wees 2. En as hier 0 is 1 is en daar's 2, dan moet hier wees 1. Is dit moontlik? 1. Ja? Hy moet 2 hier so wees. Kom kyk net vinnig. O 2 het ek ingesit. Maar dit vorm water ook, né? Ja? Die waterstowwe moet meer wees. Jy's heeltemal reg. Dankie tog. Waar toe gaan jy? Jy moet fokus hier op hierdie vraag. Okay, goed. So ons gaan net gou weer. Ek het vergeet, julle het onthou. Hy vorm water ook. Okay? So kom ons kyk gou hierso. Hierso is 4, daar's 6, hy moet 2 hê. Ons was hier. Hierso is 10 waterstowwe. Hierso is 12 plus 2 gee vir jou 14. So hierso moet 4 waterstowwe wees. There we go. Hierso is 1 suurstof. Hierso is 2 plus 1 gee vir jou 3 suurstowwe. So jy moet 2 suurstowwe wees.
Yes? Dan kan hulle van daar af vir jou vra. So daar is die antwoord, baie mooi, jy kry jou 3 punte. Maar, hulle kan dan verder vir jou vra, wat is die naam van hierdie ding? Dan moet jy weet, as 'n karboksielsuur met 2 koolstowwe, wat is dit? Etanoosuur of etanoosuur. Wat is die naam van die funksionele groep van karboksielsure? Karboksielgroep. Wat is die naam van die funksionele groep van alkohole? Hidroksielgroep. Ja. Hulle sê skryf die molekulêre formule neer. So tegnies moet jy 3 punte kry vir dit, maar hulle uiteindelik bedoel bepaal die molekulêre formule en dan dis nou weer 'n vraag gewees het. Anyway. Ek wil net kyk of daar nog 'n soort vraag is wat ek gemis het eers. Vraag 14.3.3. Kyk gaan na vraag 14.3.3. Is dieselfde vraag as wat ons nou gehad het met die volumes wat jy vergelyk met mekaar. So vraag 14.3.3 is ook 'n oulike vraag om te gaan oefen. Dan ook vraag 13.5 is ook 'n oulike vraag om te gaan oefen. Vraag 13.5 en 14.3.3. Och nee, ek is nou by die bladsye. Okay. Goed. Ek dink daar het ons deur al die tipe vrae gegaan. Enige vrae van julle kant af? Ja. Ons ja. Sien. Het ons al hierdie reaksies toe deurgegaan nê? Ons het. Wat is daai? Wat is die reaksiekondisies? Ja, ons het daar deurgegaan. Enige vrae van julle kant af? Ja. Ja. Alright.